Prys die Here. Ek het weer vanaand 'n paar skriffies wat ek met julle wil deel. Ons het gepraat oor die seuns van God en die engele, en ek wil vanaand nou net weer aangaan, soos ek beloof het, en 'n paar ander skriffies vir julle wys, wat ook nog meer bevestig die gedagte wat ek rondom hierdie saak het, dat die seuns van God word deur die mense, deur die teoloë en die kerke en die pastore genoem dat dit engele is. Nou ja, ek gaan nou hier en daar miskien 'n skrif herhaal wat ek reeds genoem het, maar om die ding te verstaan. Nou kom ons gaan aan. Ek wil weer lees Genesis 6 vers 1. Toe die mense op die aarde begin vermeerder en daar vir hulle dogters gebore is, sien die seuns van God dat die dogters van die mense mooi was en hulle het vir hulle as vroue geneem, almal wat hulle verkies het. Nou ja, hier sien ons, sê die seuns van God, wat hier genoem word seuns van God, sê die meeste gros van die Christene wat die Bybel lees, sê dit is engele. Maar ek wil vanaand vir julle 'n paar ander skrifte wys, dan kan julle self besluit. Nou, waar hierdie ding eintlik gebore is, dat hulle sê dit is engele, is hier in Job 6. Ons het dit ook al gelees, maar kom ons kyk weer daarna. Job 1 vers 6. En op 'n dag, toe die seuns van God kom, om hulle voor die Here te stel, het die Satan ook onder hulle gekom. Nou, ja, ek sou miskien saamgestem het hier, en nee, begin het ek voor die Here vir my hierdie gewys het, dat ons kan ons eintlik nie self voor God stel nie. En dan Satan was ook daar, hy was ook mos nou nie 'n menslike wese nie, hy was 'n engelwese wat sonde gedoen het. Toe vra die Here vir Satan, waar kom jy vandaan? En die Satan antwoord die Here en sê, van 'n swerftog oor die aarde wat ek deur kruis het. Goed, kom ons lees Openbaring 12 vers 10. Hoekom ek hierdie versie ingooi is, wat doen Satan as hy deur die aarde kruis? Wat is sy doel? Openbaring 12 vers 10, onthou ons het genoem, openbaring is dinge wat Johannes gesien het, wat God vir hom gewys het, wat hy gesien het en wat nog moet gebeur. Dis nie goed wat lang al terug voor sy geboorte gebeur het nie. Nee, hy sê dit wat jy gesien het en dit wat nog moet kom. Openbaring 12 vers 10. Toe hoor ek 'n groot stem in die hemel sê, nou het die heil en die krag en die koningskap die eiendom van ons God geword en die mag van sy Christus. Want, hoor mooi, die aanklaer van ons broeders is neergewerp. Hy wat hulle aankla voor ons God, dag en nag. Jy sien, ook hierso, dit sê nie hy is neergewerp, want die engele was uitgewerp, ja hy ook, maar hierdie is nadat hy die broeders aangekla het. Want ek meen, toe hy uit die hemel was, dan was nou nie mense gewees wat hy aangekla het en oor die aarde heen en weer gegaan het en wat nie. Verstaan wat ek sê? Ek wil graag hê julle moet self hierdie gaan lees weer, gaan oorlees en sien wat julle verstaan hiervan. Moenie my woord vat nie, maar gaan ondersoek hierdie ding self, maar lees al hierdie skrifte. Goed, kom ons gaan aan. Johannes 1 vers 12. Nou, hierdie wil ek in Engels lees. Daar's 'n paar skriffies wat ek Engels sê dit net vir my 'n bietjie beter as die Afrikaans. But as many as they received him, to them gave he power to become the sons of God, even to them that believe in his name. Hoor mooi, wie is dit wat sons of God hier genoem word? Mense
mense, but as many as received him, Jesus Christ natuurlik, to them gave he power to become the sons of God. Het is duidelik, die mens word die sons of God genoem, as jy gered is, as jy God aangeneem het. Openbaring 21 vers 7. Hy wat oorwin, sal alles beerwe, en ek sal vir hom 'n God wees, en hy sal vir my 'n seun wees. Nou ek wil net hê julle vrouens moet nou nie uitgeskakel voel nie. Want partykeer voel ons mans uitgeskakel, as die Bybel sê, daar gaan 'n bruid wees, vir die lam. Dan voel ons mans, maar ek moet nou nie 'n bruid wees nie, weet. En ek dink julle vrouens, as julle hierdie hoor, dat hulle seuns van God se genoem sal word, maar die Here in sy woord sê, by hom is daar nie man of vrou, Griek of Jood, arm of ryk nie. Ons is almal eners by God. Jy sien, so daai ding van die engele wat afgekom in die vrouens, man, is twak daai, ekskuus, maar dit's nonsens. Dit kan nie wees nie. Dit kan nie wees nie. OK, so hier is nou al 2 skrifte wat bevestig dat wanneer jy gered is, kan jy die seun van God genoem word. Nou hoor hierdie ene. Hebreërs 1 vers 5. Want aan wie van die engele het hy ooit gesê, U is my seun, vandag het ek U gegenereer. Ek lees dit stadig, want ek wil hê elke woord hoor. Jy weet, ons hardloop oor die goed. Ek is bly ek kan nie vinnig lees nie, maar nou dan neem ek meer in, né? Kom ek lees hom weer. Hebreërs 1 vers 5. Want aan wie van die engele het hy ooit gesê, U is my seun, vandag het ek U gegenereer. En weer, ek sal vir hom 'n vader wees, en hy sal vir my 'n seun wees. Hy sê, aan wat engele het ek gesê, dat ek sal vir hom 'n vader wees, en hy sal vir my 'n seun wees? Vraag, gaan lees Hebreërs 1 vers 5, ek verstaan nie, hoe geleerde mense kan sê, dat die seuns van God engele gaan wees nie. Wie was hulle? Wie was daai? Laat ek dit sommer noem, want ek het dit nie hier neergesit nie. Dink julle dat Noag byvoorbeeld, en Job, en Abraham, en Isak, en Jakob, daai manne, was hulle nie seuns van God nie? Dis hulle wat voor God gekom het. Dis hulle wat hulle self voor God, maar nou kan jy vir my sê, ja, maar hoe het hulle dit gedoen? Hulle was al mense. Kom, ek het dit nou nie neergesit nie, maar ek ken nou net daai skrif. Dit sê in die Nuwe Testament. Ek dink is 2 Timoteus 2 vers 15. Daar waar hy sê, study to show yourself approved. Hy sê, lê jou daarop toe om jouself voor God te stel. Jy moet jou ook voor God stel. Study to show yourself approved unto God, a workman needeth not be ashamed, rightly dividing the word of truth. Jy moet voor God gaan. Jy moet. Ek raak skoon opgewonde. Maar hier sê hy duidelik, of is dit 'n misdruk, of is dit iets fout hierso? Want aan wie van die engele het hy ooit gesê, U is my seun, vandag het ek U gegenereer, en weer, ek sal vir hom 'n vader wees, en hy sal vir my 'n seun wees. Hebreërs 1 vers 6, die volgende versie. En wanneer hy weer die eerstgeborene in die wêreld inbring, sê hy, en al die engele van God moet hom aanbid. Hier noem hy engele. Hy sê nie die seuns van God nie, hy sê die engele moet hom aanbid. En van die engele sê hy wel, hy wat van sy boodskappers wind maak en van sy dienaars vuurvlamme. Julle moet net hierdie gaan lees. Hy sê, en van die engele sê hy wel, hy wat van sy boodskappers, dis engele, winde maak en van sy dienaars vuurvlamme. Kom ons gaan aan. Hebreërs 12 vers 7. As julle die tugtiging
verdra, behandel God julle as seuns. Want watter seun is daar, wat die Vader nie tugtig nie? Nou wil ek sommer noem, jy weet, die Here tugtig jou nie net as jy stout is nie, ja, natuurlik, maar die Here beproef ons somtyds, hy sê dit al in Deuteronomium, hy sê, ek beproef hulle om te sien of hulle my nog lief het met hulle hele siel, gees en verstand. Ons word beproef, nie net as ons stout is nie, maar ons word altyd beproef, maar partykeer dan is hierdie tugtiging om ons oë oop te maak. Ek wil net vir julle sê van myself. Ek het nou nie beplan nie, maar ek dink ek moet dit noem vir julle. Ek en ma van my kinders, ons is gered en ons is Kaap toe, ons Bybelstudie gaan doen vir 5,5 jaar daar. Teruggekom en die Here het my gebless, ek het begin geld maak, ek het baie geld gemaak. En ek het toe gebackslide, teruggeval. Ek het nie meer Bybel gelees nie, ek het nie meer gebid nie, ek het nie meer 'n verhouding met die Here gehad nie, alhoewel ek het die Here nooit vergeet nie, ek het die Here nie verwerp nie, ek het geweet God is daar. In daai tyd het ek selfs trane gehuil, omdat ek weet, ek is so verskriklik verlore, kan ek amper sê. En die Here vat die ma van my kinders weg. Sy kry kanker. En na 'n tyd sterf sy. Maar voordat sy gesterf het, terwyl sy siek was, toe sê sy vir my, Niels, ek het vir die Here gesê, die Here kan my maar vat, as hy jou sal terugbring. Ek gaan vir julle sê, dit is nie maklik om dit te gehoor het nie, maar nogtans het ek nie dadelik teruggekom na die Here nie. Maar God het 'n manier wat God opwerk. Sy was baie lief vir die Here. Maar die nag toe sy gesterf het, daai oggendure was ek by haar. Ek was alleen by haar. En toe sy haar asem uitblaas, toe ruk die Here my soos 'n brandhout uit die vuur uit. Mensies, ek kan net vir julle sê, ek kon ook nou gesê het, ja, die Here dit gedoen en die Here dit gedoen en die Here dit gedoen. Maar die Here doen goed, wat goed is vir ons. Niks kan gebeur as God dit nie toelaat nie. Die duiwel is nie in beheer nie. Onthou julle ons daai skrifgie gelees dat die bose engele is na die Israeliete toegestuur. En nie die Israeliete na die Egiptenare toe. God is in beheer van alles. As jy siek is of jy het iets, kyk, ek het baie probleme gehad. Min mense weet dit. Ek was 'n paar keer in die hospitaal met my been wat geopereer is, my knie. Ek het 'n sweepslag nekbesering gehad. Ek het my skouers, spiere in my skouers geskeur toe ek ook nou wil gym. En ek het 'n lae rug. Hulle sê vir my, hoe kan jy? Hulle sien dit in my rug met die scans en wat. Ek het baie probleme met my rug gehad. Ek was op die punt om 'n nek- en 'n rugoperasie te kry, maar ek is 80 jaar oud en ek wil vir julle wys, ek kan nog 'n backflip doen. Nee, ek jok. Maar ek voel soos 'n jong man. Maar ek was daardeur, maar ek het God nie verwerp nie. Ek het geweet, die Here praat met my. En toe ek kanker gekry het, het ek my boeglam geskrik. Ek was so bang, want ek was nie, alhoewel ek teruggekom het na die Here toe, en ek en Rensa was toe al getroud, kry ek kanker, en oombliklik vra ek, Here, maar waarom kry ek kanker? Ek meen, ek dien U,
Maar ek weet agterna hoekom het ek kanker gekry. En ek het 'n vrees op my gehad, maar toe die Here met my gepraat het die vrees verdwyn en ek het geweet hoekom het ek kanker. En vandag sê ek, Here, dankie dat ek kanker gekry het. Dankie vir die kanker, want ek sou nooit vanaand hier voor julle gestaan het as dit nie vir die kanker was. En daai kanker, alhoewel ek die Here gedien het, alhoewel ek gestudie het, was my lewe nog nie wat God wou gehad het nie. En dan ruk die Here ons 'n bietjie. Hy praat baie keer hard met ons. Maar jy weet, soos die Israeliete, toe Moses op die berg gegaan het om die wette gekry het, was dit in duisternis, het God uit die duisternis gepraat, want daar was duisternis om die berg Sinaï. En God praat baie keer uit duisternis uit. Ons is in duisternis. Die Hebreëse woord is Goshek. Dit beteken ellende, hartseer, verdriet, onkunde, verderf. Daai duisternis, en ons gaan in daai duisternis in vanaand toe kanker gekry het, was ek onkunde. Here, hoekom, wat gaan aan? Maar die Here praat met ons baie keer uit duisternis uit ons eie duisternis uit waarin ons is, om vir ons iets te sê of iets te leer. Ons moet net baie keer geestelik word en luister. As iets gebeur met ons, as ek my voet gestamp het, ek noem nou maar 'n voorbeeld, of iets gebeur in jou lewe, om dadelik met God te bespreek, en sê, Here, wys vir my, wat is dit wat U wil hê? Wat wil U vir my sê in hierdie duisternis waarin ek nou verkeer? Dit het hoe dit met my gewerk het. Ek weet nie, die Here werk met ons almal verskillende maniere. Maar dis hoe die Here met my gewerk het. Toe ek so siek was en deur al hierdie goed gegaan, ek het kom ons stop daarso. Kom ons gaan verder hier aan. So daar's nêrens in die Bybel, daar's een versie, ek dink is aan Job, waar hy sê dat die engele is, maar ek dink as ons hom reg gaan lees, maar ek wil nie daaroor gaan nie, daar's genoeg ander skrifte. Ek gaan nie laat een skrifgie alles omvergooi nie, wat in die ander skrifte staan nie. So jy moet maar self besluit, jy moet sekere goed in konteks lees. So, kom ons kyk weer hier. As jy die tugtiging verdra, as God iets oor jou lewe bring, moet jy dit verdra. Jy moet dit verdra. Behandel God julle as seuns. Met ander woorde en dogters. Want watter seun is daar wat die vader nie tugtig nie? 1 Johannes 3 vers 1. Ek wil hom in Engels lees. Behold, what manner of love the Father hath bestowed upon us, that we should be called the sons of God. Therefore the world knoweth us not, because it knew him not. Ek weet, baie mense verstaan my ook nie. Want ek wil dit getuig, ek wil dit bely, want die Here sê, in die mag van die tong is lewe en dood, en die een wat dit die graagste gebruik, kan die vrug daarvan eet. Ek wil bely dat ek is 'n seun van God, want ek bely die Here Jesus Christus as my redder. Ek bely hom as die liefling van my siel, en daarom weet ek, maak dit my die seun van God, 'n seun van God. Ek bely dit. En baie mense verstaan dit nie, verstaan jou nie. As jy is soos jy is, omdat jy God lief het, en jy hou nie van die nie, jy hou nie van die ding wat mense in die Bybel in praat nie, en noem nie. Ek gaan vir julle nog meer goed wys, nie vanaand nie, maar ander goedjies ook, by die nagmaal. Mense, die woord van die Here sê, as jy dit onwaardig gebruik, dan drink jy 'n oordeel oor jou, as jy die nagmaal verkeerd gebruik. Maar ek probeer vir mense vra, wat is dit? Wat beteken dit om 'n nagmaal verkeerd te gebruik? Wat beteken dit? Wanneer gebruik jy die nagmaal verkeerd?
Ons gaan daarby kom. Ek wil dit vir julle graag wys in die Bybel, want dit is my plig om dit te doen. Dit is my plig. Ek gaan julle, die volgende keer gaan ek julle in die Bybel wys, wat die Here vir my gesê het, vir my. Jy weet, die Gees praat mos met 'n mens. En ek vertrou dat baie van julle het ook al die Gees gehoor. Dit kan ek maar sê, soos 'n engel. Laat daar iets na my toe kom. Ek sien dit nie, maar ek voel dit aan. En met my in my verstand praat. En sê, en ek vertel nie vir al die mense alles nie. Want ek wil dit nie doen nie, want ja, partykeer mense sal dit nie glo, as 'n mens alles vertel nie. Wanneer die Here met my gepraat het, ek nie gehoor met my ore nie, maar ek het gehoor met my siel en met my gees, en dan dit gebeur, wat die Here gesê het. Maar nie vir ander mense, vir my, oor my lewe, en in my lewe. So mensies, kom ons gaan aan, ons kyk hier na Lukas 15 vers 10. So sê ek vir julle, is daar blydskap voor die engele van God oor een sondaar wat hom bekeer. Hoekom sê hulle nie hierso, is daar blydskap voor die seuns van God nie? Hoekom noem hy engele hierso? Gaan kyk al die ander plekke. Hy noem 'n engel. En hy noem 'n mens die seun van God. 2 Petrus 2 vers 4, ons het hierdie skrifte al gelees. Want as God die engele wat gesondig het nie gespaar het nie. Hoekom sê hy nie, as God die seuns van God nie gespaar het nie. En die engele wat hul eie beginsel nie bewaar het nie, maar hulle eie woning verlaat het. Hoekom sê hy nie, seuns van God nie. En die engele wat hulle eie beginsel nie bewaar het nie. So mensies, ek wil tog volgende keer met julle praat oor 'n paar ander goedjies wat net so belangrik is, dat ons moet versigtig wees, baie versigtig, dat ons nie ons eie gedagte, of dit wat jy in die sondagskool geleer het, of dit wat vir jou gepredik was oor die kansel, en jy dit gesluk, en dit nie gaan ondersoek. Ek is bang, ek moet mense waarsku, want dit is gevaarlik. Jy weet, die Bybel praat vele male, laat in die laaste dae sal daar misleiding kom. En die leuen is die misleiding, die leuen, die woorde wat hulle uit die Bybel uitvat, en ander wat hulle byvoeg, want die woord van die Here sê, waarsku oor dit, as jy byvoeg, of as jy wegvat. Nou, mense voeg by, hulle gooi goed in die Bybel in wat nie bestaan nie, en hulle maak 'n leerstelling daarvan. Die woord van die Here sê, study to show yourself approved. Die woord van die Here is God se woord. Jy kan nie verwag om die ewige lewe te hê, as jy byvoeg nie, en wegvat nie. Nou ek gaan julle wys, by die nagmaal, waar word daar bygevoeg en weggevat. Dit is so belaglik, as jy die Bybel reg lees, is dit eintlik, ekskuus as ek dit so noem, is dit belaglik om te sien hoe nagmaal gebruik word. En die bekleierery, of ek wil nou sê bekleierery nie, maar is dit wyn of is dit druiwesap? Is dit die kelkie of is dit die beker? Is dit ongesuurde brood of is dit gesuurde brood? Dit is goed wat jy eintlik moet weet. Jy moet dit weet, maar jy moet dit nie weet omdat die dominee so gesê het, of omdat jou pastoor gesê het, of omdat jy dit in die Bybelskool of in die Sondagskool geleer het nie. Jy moet dit weet, omdat jy dit hier in die woord van God gelees het. Daarom moet jy dit weet, want daarom het God die woord vir ons gegee. En die woord is die waarheid. Maar ons study nie die woord nie. Ons studeer nie die woord nie. Ons spandeer nie tyd met die woord nie.
Jy weet, wie was daai priester wat gepreek het by die waterpoort? My vrou sê nou vir my, laat ek hoor, wie is? Esra, dankie liefie. Esra het die wet gelees by die waterpoort. En daar was baie mense. En hy het gelees van die oggend af tot die middag. Nou ek vra jou nou, as hy sê die wet, beteken dit nie die dekaloog alleen nie, die 10 gebooie alleen nie. Want hoe lank vat 'n ou om die 10 gebooie te lees? Jy kan dit binne 'n paar sekondes aflees. Maar hy praat van die Torah. Daai wet het hy gelees, die Pentateeg. Met ander woorde is die eerste 5 boeke, soos ek het verstaan in die Bybel. Want hy het van die oggend tot die aand gelees. Het die mense gestaan en geluister. Gestaan. Ons wil op sagte stoele sit. Ons wil in die bed lê. En jy wil net 1 hoofstukkie lees. Sondag as die kerkdiens langer aangaan as 'n uur of 2 ure, dan is dit nie goed nie. En nou het ek nog iets wat ek wil sê. Julle moet nie kwaad word vir my nie, want dit is wat in my hart aangaan. Ek word hartseer as ek dink. In die kerke, die musiek, die sang. Weet jy, kan ek maar sê, dit irriteer my so. Want die band is al so hard, en dit gaan so, ek het vir 4 jaar, het ek koortjies gelei. In my tyd, dis jare terug, 4 jaar, daar was net 'n orgel, en dit lag 4 later om die 2. Daar was nie dromme en al die ander musiekinstrumenten, ek het niks daarteen nie, regtig waar, as dit reg gebruik word nie. En ons het nooit, nie in daai 4 jaar wat ek betrokke was, nie 1 keer geoefen nie. Nie 1 keer nie. Ons kom by mekaar, ons sing man, ons dien die Here. As jy vals sing of vals speel, maak dit nie saak vir die Here nie. Maar ons wil, alles moet perfek wees. Nie vir God nie, vir die mens. Jy oefen en gaan te kere. Ek meen, jy sing dit elke week sing jy dit goed, maar jy moet oefen voordat jy dit speel. Dit doesn't make sense. Dit maak nie vir my sin nie. Maar en dan ook die liede wat ons sing, en die manier wat die koortjies gelei word vandag, die liede gelei word, dit kom op die bord, jy sien die woorde, maar dan verander hulle die woorde, dan is dit sommer weer die eerste versie wat oorgesing word, en dan weer die 4de versie. Jy staan daar, jy is skoon verdwaal, jy weet nie waar hulle sing en wat gaan aan nie. Ek glo nie dit is wat God wil hê nie. Ek glo nie. En dan, jou praise and worship is vir meer as 'n halfuur, jy's naderhand ons ou mense, ons so moeg. Nou wil jy nie graag gaan sit en vir die mense wys hoe oud jy is nie. Nou staan jy maar. Laat jy so moeg is, en jou gedagte gaan nader aan ander goed, en jy begin rebelleer. Omdat hulle hou aan, en aan, en aan, en aan. Man, die woord is belangriker as daai worship en prys. Baie belangriker. En eintlik moet 'n ou eers worship en prys na die woord uitgegaan het. Want hoekom sal jy worship en prys as die woord nog nie uitgegaan het nie? Want worship en prys is, jy worship en jy prys, jy loof die Here vir iets. Nou het jy nog nie eens woord gekry nie. Daar was nog nie 'n revelation nie. Nou sing jy en gaan te keer. Dit is wat die Here sê, die priesters moet hulle hande en hulle voete was. Hande, voete, voordat hulle gaan offers bring, hier op die reukwerkaltaar, sodat hulle nie moet sterf nie. Dis hoekom baie mense geestelik dood is. Jy kan sing totdat jy blou in jou gesig is. As jy nie belydenis eers gedoen het, en jy's vergewe vir die sonde wat jy daai week gedoen het,
sterf jy geestelik. Sterf jy geestelik. Ons moet regkom, ons moet weer kom daar, soos God wil hê ons moet hom dien. Jy weet, die woordjie prys in die woord van die Here, as jy gaan kyk, die Grieks daarvan, is barak. Barak beteken om op jou knieë te gaan. Hoeveel van ons gaan regtig nog gereeld op ons knieë, as ons God aanbid? Die mense slat liewester agteroor neer, en as glad nie, dit is ook iets wat sommer net in die Bybel of in die mensdom ingepredik word, of nie een plek wat die Bybel sê dat mense val agteroor nie. Ek is Pinkster hoor, ek is Pinkster, ek glo in die werking van die Heilige Gees. Maar hierdie, jy gryp die mense wat omval as jy jou hande op hulle lê, iets is nie Bybels nie, hoor wat ek sê, dis nie Bybels nie. Dis een plek wat die Bybel van praat, wat hulle agtertoe gestruikel het, en dis die ouens wat Jesus kom vang het in die tuin. En toe hy sê, dis ek, toe struikel hulle agtertoe. Die enigste plek, al die ander plekke praat die Bybel van hulle het op hulle aangesig geval, voor God en hom aanbid. Ek kan nog vele ander goed sê, wat my eintlik irriteer. Maar ek weet, jy word geoordeel, omdat jy nie weet nie. Jy moet jouself beoordeel, dis wat ek doen, ek beoordeel myself, ek kyk my verhouding met die Here. Ok, ek dink ek het nou genoeg mense kwaad gemaak, so, jy moet jou vlees kruisig, jy moet my vergewe, dis wat die Here sê, jy moet my lief hê, maar die Here het ons lief, en die Here het jou lief, en ek het julle lief, en dis hoekom ek met hierdie goed met julle deel, wat vir my baie belangrik is. Die Here bless julle.